ons hulp vandaan kom. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan saam sing, broer en suster, die bekende skrifberuiming 1 vers 1 en 3. Ons kyk na Sondag 6, dit handel oor ons vereistes vir ons middelaar, wat ware mens en ware God moet wees. Kom ons sing saam. God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan, nadat ons saam geluister het na die wet van die Here, sing ons, sonder dat ek dit aankondig, broer en suster, Psalm 25 vers 7 en 8, gaan ons dan spontaan tot eer van die Here dan ook sing en met oordenking van die wet. Ons lees uit Deuteronomium 5 vers 6 tot 21. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat,
En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en alles aan al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, kyk hier, dankie, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou, of die vreemdeling, ekskuus tog, laat ek liewer van my teks af hier lees, hy bly doodgaan daar, hoor. Kom ons probeer weer. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensmaagd, jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons buig voor U in diepe aanbidding en verwondering. U is die ewige, almagtige God, die skepper van hemel en aarde, wat ryk is aan barmhartigheid en getrouheid. Ons prys U vir U ondeurgrondelike wysheid
en die volmaakte verlossingsplan wat U voor die grondlegging van die wêreld reeds gereed gemaak het. Aan U alleen kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons nader U met harte vol dankbaarheid dat U ons nie in ons verlore toestand gelaat het nie, waar ons uit onsself skuldig staan en geen uitweg het nie. Rig U ons oë op die rykdom van die evangelie. Ons dank U dat U self die volmaakte brug tussen die hemel en die aarde gebou het, dat ons deur die geloof mag rus in die voltooide werk van ons Verlosser wat U aan ons geopenbaar het. Here, ons bid vandag spesifiek vir die verkondiging van hierdie evangelie. Skenk U ewige Gees aan die predikant, sodat die boodskap van verlossing suiwer, kragtig en sonder skroom gebring sal word. Laat die bediening van die woord ons oë oopmaak vir die rykdom van Christus se middelaarskap, sodat ons nie ons heil en saligheid in onsself of in enige ander skepsel sal soek nie, maar in Hom alleen. Ons bid dat die Heilige Gees hierdie woord lewend sal maak in die harte van die hoorders. Skenk ware geloof wat ons enigste Verlosser omhels. Vertroos diegene wat worstel met skuld. Rig die moedeloses op en rig ons lewens in tot U eer. Laat U ryk kom en laat U naam geheilig word deur die suiwer verkondiging van U genade. Ons aanbid U, o Here, as die God wat ons verhoor. Ons hef ons hande op na U en roem in U heilige naam, want daar is niemand soos U nie. Al die engele en die gelowiges van alle eeue val voor U neer en besing U grootheid. Rig ons harte nou op U, sodat ons met eerbied en met ontzag na U stem sal luister. In die naam van Jesus Christus, ons enigste middelaar, die koning van die konings en die Here van die Here. Amen. Ons lees saam, broer en suster, vir die eerste preek uit die woord van die Here. Romeine hoofstuk 5 en dan enkele verse ook uit Hebreërs hoofstuk 2. Paulus skryf in Romeine 5 vers 12 verder nog dit: deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is. Maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom, maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg, en dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg, en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense,
so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal, soos baie deur die ongehoorsaamheid van die een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. En dan, hierdie woorde het ons ook verlede week al gehad, Hebreërs 2, vers 14 tot 18, aangesien hier die kinders, mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lank in slawerny was te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. En daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoë priester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dan ons teks is Sondag 6. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? En die antwoord is, omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal, maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. En dan die volgende vraag, waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? Om deur die krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kon dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Nou geliefde broer en suster, u onthou vir André de Ruyter van Eskom. Nou, hoe het André de Ruyter by Eskom uitgekom? Wel, toe Eskom op 'n diep laagtepunt was, toe het die raad van Eskom gegaan en hulle het gesê, wel, watter tipe mens het ons nodig om ons uit hierdie gemors uit te kry? En hulle het dit neergeskryf en hulle het gesê, kyk, in Suid-Afrika is daar miskien 2 van hierdie mense. En André de Ruyter is een van hulle. Ons maak hom 'n aanbod wat hy nie kan weier nie. Nou, daai samestelling van die vereistes waarin hy moet voldoen, noem ons 'n profiel. En daai profiel in hierdie geval was baie spesifiek geweest. En as jy nou gaan kyk na ons Heidelbergse katekismes, dan het ons ook hier te doen met 'n profiel. En hier word gesê, kyk, die profiel van hierdie persoon moet die volgende wees. En as jy mooi geluister het, dan sal jy sê, maar kyk, dit is 'n stywe profiel hierdie. Daar kan nie nog een wees wat aan hierdie profiel beantwoord nie. Want hierdie profiel waarin hy moet beantwoord is, hy moet ware mens en hy moet ware God wees. Hoekom? Want die probleem is baie groot, net soos destyds die geval was met Eskom. Die probleem is dat, mens wil eintlik sê van kosmiese grootte, die probleem is dat die bootjie van die mensdom is op die rotse. Hy is nie nog besig om op die rotse te beland nie, hy is op die rotse. En iemand moet daai bootjie van die mensdom, van die uitverkore mensdom, luister mooi wat ek sê, uitverkore mensdom, nie alle mense nie, maar moet daardie bootjie van die uitverkore mensdom van die rotse gaan aflig. Is nie baie wat dit sal kan doen nie. En dit is waaroor dit hier gaan, in Sondag 6 van ons belydenis. So, ja, mense sê onmiddellik, maar jy weet, dit wat hier gevra word, ware God, ware mens, dit is so goed 'n mens sê, wel, jy soek iets soos yster, maar dit moet vloeibaar wees soos water. Daar is nie so iets. So 'n klip hard soos yster, so vloeibaar en manipuleerbaar soos water, wat enige ruimte of objek kan vul. Jy sê, daar is nie so iets nie, daar bestaan nie so iets nie. En dit is waar ons by kom, as ons by Sondag 6 kom. En dan kom daar 'n baie duidelike antwoord in die Bybel.
En hier word die profiel gegee van die enigste en perfekte verlosser. En ja, dit is baie streng. In die eerste plek, hy moet 'n ware en hy moet 'n regverdige mens wees. Dit begin mos met die eerste vereiste wat doeteenvoudig gevra word. Waarom moet hy 'n regverdige mens wees? Nie net waarom moet hy 'n mens wees nie, waarom moet hy 'n regverdige mens wees? En dan word daar gesê, omdat die geregtigheid van God vereis, dat die mens wat gesondig het vir die sonde moet betaal. So hier het ons te doen met, omdat die regverdigheid van God, bedoelende van die Vader, vereis. Met ander woorde, hier het ons te doen met die karakter van God, waaroor ons al baie gepraat het. Nou, mense sukkel met hierdie ding, want ons lewe in 'n tyd van relativisme. Nou ja, as ek op teologiese skool die woord relativisme sou gebruik het, sou hulle vir my gesê het, ek moet 'n ander woord soek. Maar relativisme beteken doeteenvoudig, alles is reg, alles kan gaan, alles is oukei. Links is reg, regs is reg, in die middel is reg, enigiets is reg. Alles is reg. Wees jouself, jy is reg. Dis relativisme. Nou ja, dit lei tot 'n klomp dinge wat ons weet baie moeilikheid maak in die wêreld waarin ons vandag leef. So, nou sê mense, kyk, as hulle aan die moderne mens aan God dink, dan dink hulle aan hom met groot deernis en respek gesê, dis net 'n vergelyking. Hy is amper soos 'n oupa. En nou dat ek 'n oupa geword het, weet ek, jy wil nie hê die kind moet getuig word nie. Die kleinkind moet getuig word nie. Jy weet dit moet gebeur. Jy wil keer en jy wil oorsien en jy wil sê, ag toe maar, dis nie so erg nie. Dit kon erger gewees het. Maar God is nie so nie. Kom ons vergeet dit, kom ons beweeg net aan. Dis hoe mense dink, dis die prentjie wat mense van God het. Kom ek verduidelik dit nog skerper. Jy het 'n Hooggeregshofsaak. Die Hooggeregshofsaak handel oor moord. Iemand is vermoor. Die skuldige is gevang. Die regter kom op sy stoel waar hy die uitspraak moet lewer en hy sê, weet jy wat, ek is 'n goeie ou. Ek is 'n liefdevolle mens. Ek wil vir jou sê, ons weet verseker jy die moord gepleeg, maar vergeet daarvan. Vergeet daarvan, jy gaan in vryheid. Wat van daai mens wat vermoor is se mense? Ek kan hoor hoe skree hulle en hoe roep hulle en hoe gaan hulle te kere daar in die hof. Hoor jy dit? Nou ja, dis wat mense wil hê. Hulle verstaan, hulle sal dadelik sê, daai regter is korrup, hy's verkeerd, hy's omgekoop. Dis die swakste denkbare regter op aarde. Maar as dit by God kom en by hulle sonde kom, dan verstaan hulle dit nie. Dan verstaan ons dit nie. Dan wil ons sê dat God moet maar net vergeet van die morele wet, van alles wat hy gesê het in die 10 gebooie, en ons moet net aanbeweeg. Terwyl ons alles in die skepping vernietig het, mense vernietig het, besef jy hoeveel mense vernietig jy met jou sonde? Besef jy hoeveel mense maak jy seer met jou sonde? Besef jy hoe seer maak jy God met jou sonde, maar jy wil net hê, ons moet aanbeweeg. En dis die mensdom vir jou. En nou kom die apostel Paulus en hy sê vir ons, daar was van die begin af 'n probleem met die mens, daar was die eerste Adam, en die eerste Adam was dood in sy sonde, en nou is ons die gevolg daarvan. Ons lewe so, ons verwag dat God moet maar net deur die vingers sien. So, ek dink ons kan dit verstaan, waar ons verwagtings verkeerd is. Iemand sal moet betaal hiervoor. Kan nie net verdwyn nie. Jy weet, iemand jaag deur 'n muur, hier's 1 of 2 eiendomme in Heilbron. Sê nou maar dit is jy, wat met jou motor deur jou buurman se muur ry. Nou verwag jy van jou buurman, hy moet die rekening vir Ngwati munisipaliteit stuur. Dit kan mos nie gebeur nie. Dis dan jy wat met jou motor deur die muur gery het.
Ons verstaan dit tog. Hoekom wil ons die blame wegskuif? Hier moet 'n betaling plaasvind. Mense het dit gedoen, mens moet betaal. Jy het dit gedoen, jy moet betaal. Ek het dit gedoen, ek moet betaal. Maar hier is 'n vangplek. En die vraag sê dit. Waarom moet hy 'n regverdige mens wees? Nie net 'n mens nie. Daar staan, hy moet die volmaakte mens wees. En dan kom ons uit, broer en suster, by die punt dat ons sê, maar dit beteken, hy moet dus ook die krag van God hê. Hy moet dus ook ware God wees. Waarom moet ons verlosser dus nou God wees? En dan word daar gesê in die antwoord, om kragtens die goddelike natuur, die las van die toorn van God in sy mensheid te kan dra. Ons het verlede week Jesaja 6 gehad, onthou jy dit, het ons dit gelees, en daar het ek die aandag gevestig op die woorde in die 53 vertaling, sterke God. Net God is in staat om die toorn van God te kan dra oor die sonde. Jy weet, ons mense kan so verkeerd dink oor God. En ons doen dit want ons dink aan onsself. Nou, ons dink altyd dat wanneer ek my meer verloor, is dit die heel ergste. Ons dink mos altyd, ons hier meer wat ons verloor is, ons kan die kwaadste word van alle mense. So dink mense, so dink sondaar mense. En nou dink mense dat as hulle lees van die toorn van God, dan dink hulle dit is 'n tipe van 'n woede-uitbarsting, soos wat jy by mense sal kry. God het sy meer verloor. Dis 'n buitengewoon driftige woede-uitbarsting. Maar, en as God se toorn dan uitgebars het, dan het reg en geregtigheid geskied, en alles is reggemaak. Maar jy weet, ons verstaan niks van God se toorn nie. God se toorn is nie vergelykbaar met ons woede-uitbarstings nie, hy is heeltemal anders. Dit beteken sy toorn oor die sonde is iets heeltemal anders as wat ek en jy ons kan indink of voorstel. Dit is heilig, dit is gekonsentreerde teenstand teen die kwaad. Hy's kwaad omdat ons alles vernietig. Dit is die volle gewig van sy kosmiese regverdigheid. Dit is presies. Hy weet presies wat elke mens deur al die eeue gedoen het, dit is opgeskryf. Van die totale mensdom. Daar is nie 'n stukkie van wat jy of ek gedoen het, wat hy mis nie. Hy is meer presies as jou ouditeur. Elke dingetjie, elke gedagte, elke woord, elke daad. En dit, broer en suster, beteken, hy is kalm, berekend en presies in sy toorn. Dis in sy boeke opgeteken. Nie dat hy regtig boeke het nie. En dit sal voluit betaal word. Tot op die laaste, onthou julle halfsente. Onthou julle halfsente. Tot op die laaste halwe sent. Alles. Hy gaan nie sê, ons sien dit oor, ons mis dit, ons vee dit onder die tapuite nie. Onthou julle jare gelede, ek sien dit is nog op daai boksie van Bradley's Patty. Dan het die besturende direkteur het daar met 'n harde hoed onder daai bulldozer gestaan. Dit was vreeslik indrukwekkend en dan saai hele dinge het hulle opgetel en hulle het nou die Bradley Patty daar tussenin gesmeer wat hulle die hele ding optel en dan hang die hele bulldozer die bokant hierdie man se kop en hy staan daar so. Dit was baie effektief. Mense is baie beïndruk gewees daarmee. Maar weet jy, ek het altyd gewonder oor die hoed. Wat sou die hoed help? Jy sien, die volle toorn van God is as daai ding daar loskom. Dis baie erger as wanneer daai ding daar loskom en hy val bo op jou. Jy bestaan nie meer. En dit is wat mense se aandag getrek het. Dit kan ons verstaan, maar as ons begin praat oor die volle toorn van God, dan het ons
al hierdie menslike gedagtes van dit is soos 'n woede-uitbarsting en dit kom en dit gaan en dit is oor en verby en Jesus Christus, dit was sommer so vinnig. En toe is dit vergete. En vir die hele mensdom is daar betaal. Nee, broer en suster, nie vir die hele mensdom nie. Daar staan in die Bybel dat dit wat hy gedoen het is voldoende kragtig en volledig vir die hele mensdom, maar nie vir die hele mensdom. Vir die uitverkore mensdom. Want anders dan gaan jy vir my vertel, die mense van Isis wat die Christene se koppe afkap, is ook gered. Kan nie wees nie. Dis beperk. So net God is in staat en daarom moes hy ook ware God wees om uiteindelik die skuld te kan dra. Ek en jy sal dit nie kan doen nie. Dis onmoontlik. Ons het dus hier te doen, broer en suster, met die pragtige argitektuur van ons verlossing, soos wat dit uiteengesit word in ons belydenis skrifte. 'n laaste beeld, om te verstaan waar ons Here Jesus Christus inpas. Jy weet, die grootste hoeveelheid energie wat ons op aarde ken is 'n weerligstraal. Nou, wanneer mense in 'n hoë gebou sit, is in daardie gebou word deur 'n weerligstraal raak geslaan. Dan is die mense in daardie gebou veilig. Hoekom? Want daar is hierdie langkoper weerlig afleiers, wat al daardie energie teruglei na die grond toe en in die grond in versprei en dan is dit veilig, skadeloos. Nou die toren afleier, die een wat die toren van die almagtige God, daardie geweldige omvangryke toren van God, weglei van ons af. U ken sy naam, of ek hoop u ken sy naam. Daar kan net een wees. Daar kan nie twee wees nie. Hy dra die volle skok van God se woede en toorn oor ons sonde, tot in die dood in. En hy staan uiteindelik uit die dood uit op. Wat is die doel daarvan? Die doel daarvan kry ons ook in vraag en antwoord 17, en vir ons die geregtigheid en die lewe kon verwerf en teruggee. En dit is wat Hebreërs 2 vers 14 vir ons sê, dat hy het geword soos ons, mens geword, sodat hy op daardie manier uiteindelik vir ons die dood kon vernietig en die mag wat die dood oor ons het. Ek sê baie vir u, jy moet onthou, sonde is ook 'n mag. Sonde is nie net 'n daad nie, sonde is 'n houvas, dis 'n krag. As jy al regtig met jou sonde te doen gehad het, veral jou boesemsonde en daarteen geworstel het, dan weet jy dis 'n krag. En dit gaan nie net verdwyn nie, jy moet daarteen worstel en stry. Nou hy uiteindelik, broer en suster, behaal vir ons die oorwinning, wanneer ons te swak is. Dis dikwels, om te stry teen ons sonde. Martin Luther het gepraat van 'n vrolike ruil. Vrolike ruil, met ander woorde, die Here kom en hy gee vir ons iets en hy vat iets by ons. Hy gee vir ons dit wat hy reg gedoen het en hy vat by ons alles wat ons verkeerd gedoen het. Hy gee vir ons sy sondeloosheid en hy vat by ons al ons sonde. Met die toorn, met die woede van God oor ons sonde. En so lig hy die bootjie van die uitverkore mensdom van die rots af. Die enigste een wat dit kan doen. Daar is niemand anders wat dit sal kan doen nie. Die moderne mens maak die fout en ek sluit af, om te dink ons kan vir onsself middelaars uitdink. Miskien dink jy kan dit doen met jou skuldgevoelens. Miskien dink jy kan 'n middelaar wees vir jouself deur 'n goeie lewe te leef, deur nou en dan kerk toe te gaan, deur jou dankoffer te gee, deur hard te werk, deur 'n goeie vrou te wees, deur 'n goeie man te wees, deur 'n goeie pa te wees, deur liefdadigheid te bewys aan ander mense,
of deur baie godsdienstig te wees. Al daardie dinge, as jy gedink het dat jy op daardie manier vir jouself 'n middelaar kan wees, dan staan jy onder die vloek van God. Kyk baie mooi na die posprofiel wat hier gegee word in Sondag 6. Vra vir jouself, is dit jy? Ek kan nie help. Dis beslis nie ek nie, broer en suster. Ek kan nie aan daardie posprofiel beantwoord nie. Nie naaste en by nie. Daar is net een en sy naam is Jesus Christus. In die volgende preek, broer en suster, gaan ek vir jou wys hoe daardie posprofiel 'n historiese realiteit geword het, 'n werklikheid geword het. Hoe dat dit feite geword het. Amen. Kom ons sing saam. Ons sing saam Skrifberuiming 5 vers 1 en 2. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanschouw, die van God seën gesoen. Die heerlikheid van hom, wat van die Vader kom, wat vol genade en nederigheid en vol van waarheid is. Ons lees verder uit die woord van die Here. Johannes hoofstuk 1 wat ons ook verlede week gehad het, vers 1 tot 14. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie geken nie of hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy is, die enigste seun van die Vader het, vol van genade en waarheid. Dan lees ons ook Paulus se eerste woorde aan die Korintiërs, 1 Korintiërs, hoofstuk 1, vers 18 tot 25. Hier gaan dit spesifiek oor die evangelie, oor die Bybel en hoe dit gesien is deur mense in daardie tyd. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyse sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. En daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God.
wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Wie is hier die middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Waaruit weet jy dit? Uit die heilige evangelie wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy enige gebore seun vervul. Broer en suster, ons het nou gehad, hoe moet die profiel lyk van ons middelaar, van ons verlosser? Maar 'n mens kan sê, die belydenis, weet ons is agter in ons psalmboeke, dis op papier. Die Bybel is op papier. Nee, die woorde in die Bybel is op papier. Een of ander tyd moet dit 'n aksie word. Dit moet 'n werklikheid word. Jy sien, en dis wat die wêreld nou oor wil stry. Hulle wil sê dat die woorde wat op papier staan nie 'n werklikheid geword het nie. Terwyl ons as Christene sê dat dit baie beslis 'n historiese figuur geword, dit is 'n werklikheid, dit is eg, dit is nie net woorde op papier nie. So ons weet, aksie is nodig. En God het aksie geneem, hy het opgetree. Maar wie is hier die middelaar wat tegelykertyd ware God en ware regverdige mens is? Dis 'n kontroversiële vraag. As jy gedink het die wêreld stem hier oor hierdie vraag saam, wat die antwoord moet wees, is heeltemal verkeerd. Die Boeddhiste sê dat die middelaar is Boeddha. Die moslems sê dat die middelaar is Mohammed. Maar weet julle, toe hulle was in hulle kinderskoene, toe het die historiese werklike middelaar al gekom en opgetree. Toe het dit al gebeur. Hy het al opgetree, toe kom hierdie sogenaamde middelaars eers honderde jare later. Daar is natuurlik 'n uitsondering en dit is die Hindoes se Krishna. Maar jy kan maar bietjie gaan lees oor Krishna. Hulle stry nou nog onder mekaar of was hy 'n werklike historiese figuur of was hy nie. Met ander woorde, was daar so iemand of was daar nie so iemand nie. En hy het, ek dink as ek reg onthou, omtrent 800 jaar voor Christus, vermoed ek dit is 'n legende, het hierdie legende 'n begin gehad. En nou sê jy, dink maar, kyk, die Christene stem seker hieroor saam, wie die middelaar is, want die vraag is, wie is hierdie middelaar? Nee. En jy sê dink, wel die Christene stem daaroor saam, jy's verkeerd. Die Rooms-Katolieke en die Oosters-Ortodokse kerke sien dit as Moeder Maria, die Theotokos, die moeder van God. Sy is die middelaar. En jy sal dink maar, wel, kom ons kom 'n bietjie nader aan ons leefwêreld, mense wat ons ken, in ons eie dorp, wat ons weet, daar is mense wat Jehova getuies is. Ons weet van prominente mense wat sewende-dagse Adventiste is. Hulle moet seker dink dat die middelaar is Jesus Christus. Nee, is verkeerd. Hulle sê dit is die aartsengel Michael. Hy is die historiese figuur van die persoon van die tweede persoon van die drie-eenheid in die Ou Testamentiese tyd. Dis eintlik Michael wat later Jesus geword het. Ek kan sien julle is nogal geskok daaroor, want julle ken hierdie mense. En dit is hoekom dit, as jy die drie-eenheid ontken, nee, dan het jy 'n probleem, want ek en jy nie dieselfde godsbeskouing nie. As jy die verkeerde godsbeskouing het, dan is jy soos 'n moslim, of soos 'n hindoe. Al sê jy, jy's kerk. Wees baie versigtig daarvoor. En u kan dit maar gaan nalees, u kan dit maar gaan kyk. Dis redelik, ek het gedog, dit is net sommige sewende-dagse Adventiste. Maar lyk vir my, dit is redelik algemeen, dat hulle dink dit is die engel Michael. So, broer en suster, hoe weet ons wie die middelaar is?
Wel, ons het 'n baie betroubare, goeie bron, 'n unieke bron. Ek kan vir julle sê, daai bron is onvergelykbaar met enige iets anders in die ganse skepping. Hier hou ek hom in my hande vas. Dis die Bybel. Dis die Bybel wat vir ons sê wie die middelaar is. Nou moet jy weet, hier is 66 boeke wat oor 'n tydperk van duisende jare geskryf is deur baie verskillende mense. Daar was konings gewees, Dawid en Lukas, Dawid en Salomo, daar was 'n dokter gewees, Lukas, daar was vissermanne, Petrus en Johannes, daar was 'n skaapboer, Amos, daar was 'n staatsman, Daniel, daar was 'n weermaggeneraal, Joshua. En hierdie mense was van uiteenlopende afkoms ook gewees. Hulle het op verskillende kontinente gebly en geskryf. Asië, Afrika, Europa. Hulle het geskryf in verskillende tale. Hebreeus en Aramees en Grieks. Jy sal sê, maar dis onmoontlik dat hierdie boek een boodskap kan hê. Dit het oor duisende jare ontstaan. 66 boeke, soveel verskillende mense, soveel verskillende agtergronde. Hier kan nie een boodskap wees nie. En jy sou verkeerd wees. Met ander boeke is dit so, maar nie met hierdie boek nie. Hierdie boek het een boodskap. Die middelaar is Jesus Christus. Die Heilige Gees openbaar in die Bybel dat ons het 'n historiese middelaar, en dit is baie duidelik, dit is die enigste middelaar. En dit is die werk van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is nie net die werk van een persoon van die drie eenheid nie. God is, die drie enige God, is die ontwerper en die eienaar van hierdie absolute unieke boek en hierdie unieke verlossingsplan. Die belydenis sê, as sy naam gegee word, Jesus Christus Here. En elkeen van daai woorde het 'n betekenis. Jesus beteken verlosser. Christus beteken gesalfde. Here beteken koning. Een wat regeer oor alles. Baas en eienaar. God wat regeer. So sy naam en die wyse waarop sy naam hier gegee word, is ook belangrik as dit aan ons bekend gemaak word. Dis alreeds 'n belydenis op sy eie. Johannes 1 vers 14 is treffend. Die woord, en ons weet die logos verwys na ons Here Jesus Christus, het mens geword en onder ons kom woon. Dis die oomblik. Hier word die oomblik beskryf toe die Seun van God 'n mens geword het. Jy besef hier, dis die oomblik wat daar beskryf word. Dat die Seun van God, die logos, het mens geword en onder ons kom woon. Daai oomblik gryp 'n mens se gedagtes vas. Die magtige koning kom na die aarde toe. Stel jou voor, een van hierdie aardse konings, dink nou maar aan een, kom ons sê nou maar, ek wil nou nie eintlik een spesifieke een noem nie, maar een van daardie, jy kan dink, hier's een koning wat baie mooi aantrek altyd. Hy's baie prominent ook in die wêreld. Hy trek sy klere uit en hy trek die klere van 'n boemelaar aan en hy gaan lewe tussen die mense op straat en julle sal sê, maar dominee, dit sal hy nooit doen. Ek weet hy sal dit nooit doen. En hy lewe soos daai mense op straat lewe. Hy eet saam met hulle, hy leef saam met hulle. Julle sal sê, so iets gebeur nie, konings doen nie dit nie. Jy is reg. Jy is heeltemal reg. Konings doen dit nie. Die koning van die konings, die owerste van al die konings, die koning van die hemel. Hy het dit gedoen. Dit is wat daai oomblik van Johannes 1 vers 14 sê. Hy het sy koninklike heerlikheid uitgetrek en hy het 'n mens geword en onder ons die sondige boemelaars van hierdie wêreld kom bly. En nou kom die moderne mens met hoe hy drink en hy sê, maar dis nie wetenskaplik nie. Hierdie dinge is nie logies nie. Hoe kan hy ware God en ware mens wees, want hy het die menslike natuur aangeneem om onder ons te kom leef. En mense sê net, nee,
Ek kan nie hierdie dinge met my verstand. My verstand verstaan dit nie. Ek kan nie daarby kom nie. Miskien verstaan iemand dit wat baie jare gestudeer het. Wat hom ingegrawe het op al hierdie goed. Al die boeke gelees het wat 'n mens kan lees. Miskien sal so iemand dit kan verstaan. Broer en suster, jy kan nie. Genadiglik sê die Here ook nie dat ons moet dit verstaan nie. Hy sê net ons moet dit glo. Want ons kan dit nie verstaan nie. En dis wat Paulus van praat as hy skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 23, as hy praat van die verkondiging van hierdie Here Jesus Christus. Hy sê, dit is vir die Jode 'n struikelblok. Die Grieke dink, dit is onsin. Die Grieke wou logiese filosofie hê. Die Jode wou magtige tekens en wonders hê. En nou kom God en hy gee 'n middelaar wat nie in een van hulle se boksies inpas nie. Jy sien, die middelaar en die profiel van die middelaar pas in baie mense se boksie nie in vandag nie. Hy maak nie vir hulle sin nie. Hulle kan nie verstaan. En daarom kan hulle dink hulle ook nie glo nie. Maar ek sê weer eens, dit gaan nie oor verstaan nie. Die evangelie is nie menslike wysheid nie. Dis die wysheid van God. Jesus, as Jesus net 'n mens was, broer en suster, was hy net 'n goeie voorbeeld. En hy het niemand gered nie. Hy sou nooit die geweldige las van God se toorn kon dra nie. Hy sou nooit die toornafleier vir ons kon gewees het nie. Hy sou in 'n oomblik vernietig geword het. As hy net God was, was hy te verhewe en verwyderd en te groot van ons af. Hy sou niks met ons, hy sou hom nie aan ons gesteer het nie. Hy sou te groot gewees het. En tog beskik ons Vader dit so, dat hy God en mens moet wees, sodat hy 'n brug kan wees, tussen beide. Nou, vir 'n hangbrug om te werk, wat is verskriklik belangrik vir 'n hangbrug om te werk? Die toue. Julle weet maar so lyk 'n hangbrug. 'n Hangbrug het daardie hortjies wat hulle so neerlê op die toue, en dan kan mense op die hangbrug kan hulle oorloop. Weet jy wat is die belangrikste ding van 'n hangbrug? Hy moet aan die kant goed vas wees en hy moet aan daai kant goed vas wees, anders dan gaan hy nie werk nie. As hy een kant los is, gaan jy val. En die hangbrug wat God vir ons beskik in sy genade, wat aan beide kant vas is, aan God se kant en aan mense kant vas is, sê ons belydenis vir ons is Jesus Christus. En daar is nie nog een nie. Nou, hoe weet ons hierdie dinge is waar? Ons weet dit, want God gee vir ons sy boek. Ons weet dit, en nou mag jy sê, jy kan nou dit nou maar lekker kort hou, hoor, want dit staan in die Bybel. Ja, maar dis nie wat die belydenis doen nie, nee. En ek gaan nie noodwendig lank wees nie. Maar kyk mooi wat staan daar in die belydenis. God het gewerk met 'n plan. En hy werk eintlik van die laaste moment af terug. Hy sê, dit het alles begin, hierdie heilige evangelie het God, hierdie goeie nuus het God aan ons geopenbaar. In die paradys in Genesis 3 vers 15, daar het dit begin. Daar het God vir ons gesê, hy sal die kop van die slang vermorsel. Daarna het hy dit geopenbaar aan die aardsvaders, en hy dit deur die profete laat verkondig. Nou die aardsvaders is Abraham, Isak en Jakob. En toe daar profete gekom soos Jesaja en Micha, wat dit aan ons verkondig het. Hy het ook in die Ou Testament dit verder aan ons verkondig deur die offers en die seremonies. Al daardie dinge het heen gewys dat daar net een middelaar is vir ons as mense. En ten slotte, sê ons belydenis, het hy dit vervul in sy seun wat mens geword het. So eintlik wat hier gebeur is God gee vir ons 'n vinnige oorsig van hoe sy plan geloop het. As hulle iets wil adverteer vandag, dan begin hulle nie dadelik met die advertensie nie. Sê nou maar, ek dink 'n baie goeie voorbeeld is as hulle 'n nuwe fliek gemaak het. Dan sê hulle mos nie, ons het 'n nuwe fliek gemaak en hulle wys vir jou 10 minute van die fliek nie.
Nee, hulle wys jou 30 sekondes daarvan. En dan later wys hulle jou 'n minuut daarvan en jy kom gewoonlik nie by 2 minute verby nie. Dis dit. 'n Mens noem dit 'n voorskou. En nou begin mense kyk en hulle is begin belangstel. En dit trek hulle aandag. Dit lok hulle. Ons noem dit 'n lokprent. Ek het dit nogal gaan opkyk. En wat ons hier in ons belydenis het, is presies dit. Hier word vir ons gesê, gaan lees hierdie boek. Hier is 'n kort oorsig. Dit behoort jou te lok en in te trek om te sê, maar dis dan so belangrik, hierdie middelaar van my, en ek kan van hom lees en van hom weet, en dis in God se boek aan my gegee. Laat ek dit gaan lees. Dit is die goeie nuus, want evangelie beteken goeie nuus. Ek besef toe ek die preek skryf dat die kinders weet nie wat nuus is nie. Hulle het nie 'n idee wat nuus is nie. My idee van nuus is Rian Kruiwagen. En hoe dit gewerk het is, daai halfuur wat dit nuus was, het ek geweet, sit jy stil en jy bly stil. Jy vra nie, jy kan dit na die tyd vra. Dus huisgodsdienst is belangriker as nuus, dit het ek geweet en dit het ek verstaan. Maar nuus, as die nuus opgekom het, is mense voor die televisie en hulle kyk die nuus, hulle luister die nuus. Dis hoe dit was, dis hoe belangrik nuus is. Tot vandag toe, so jy vind dat ouer mense, as die nuus aankom op die radio, dan reageer ons so. Die kinders het nie 'n idee wat die nuus is nie. Hulle praat en gaan aan, en jy moet hulle gewoonlik stil maak. Weet jy wat is die probleem met die goeie nuus, met die evangelie? Dis soos met die kinders. Die nuus is daar. Die nuus word verkondig. Die nuus word uitgedra. Maar baie mense is soos die kinders. Hulle luister nie. Hulle lees dit nie. Wat help dit as die nuus daar is en dit word uitgedra en jy kan die nuus gaan lees in hierdie groot swart dik boek? Dis letters op 'n papier en jy lees dit nie. Ek sê vir jou sê, wat is die waarde daarvan vir jou? Soveel. 0. 'n ronde 0. Die goeie nuus is daar. Die Heilige Gees, broer en suster, wil hê ons moet hierdie boek lees. Hy wil die lig vir ons aansit. Jy al gesien, as jy in 'n donker vertrek inloop, jy het nie 'n idee hoe lyk dit daar binnekant. Dis pikdonker daar binne. As jy die ligskakelaar aansit, dan sê jy, "Wow, kyk hier binne. Kyk net hoe mooi is dit hier binne." En die Heilige Gees wil vir jou die lig aansit. En hy wil die lig vir jou aansit deur hierdie boek. Ek en jy, broer en suster, moet ook as daardie lig aankom, gaan ons skrik. Ons skrik as ons onsself sien, want die Heilige Gees oortuig ons ook daarvan dat ons sondaars is. Hy wys vir ons ook wie ons is. En dan terselfdertyd wys hy vir ons en hy sê, as jy nou sien wie jy is en jy skrik jou mors dood vir wie jy is, kyk net by jouself verby en al jou skuldgevoelens en al jou moedeloosheid en sien jou middelaar raak. Dis wat Sondag 6 doen. Jesus Christus die Here. En dis fantasties. Dit maak Sondag 6 baie besonders in ons belydenisskrif. U weet, die Bybel en ons belydenisskrifte is nie soos hierdie selfhelpboeke wat jy koop om jouself te verbeter nie. Die Bybel in 'n sekere sin wys jou eerder wie jy is. Dat jy skrik, jy's geskok, dit bring jou af. En dan kom God deur sy woord en hy sê vir jou, ek het vir jou 'n antwoord. Ek het vir jou 'n antwoord vir jou probleme, vir jou moedeloosheid, vir jou skuldgevoelens. Ek het vir jou 'n antwoord. Daar's een wat beantwoord aan die profiel wat jy nodig het. Het jy dit vanoggend gehoor? Die Vader het hom gestuur, die Seun het die prys betaal, die Heilige Gees vir jou daarvan oortuig. Het jy gehoor wie dit is? En glo jy in hom? Amen. Kom ons bid saam.
Almagtige God en Hemelse Vader, ons buig voor U in heilige ontzag en aanbidding. U is die koning van die eeue en die allerhoogste wat ver bo die hemele verhewe is. En tog buig U af na ons toe in U seun. Ons prys U vir U soewereine grootheid, U ewige majesteit, U vlekkelose heiligheid. Aan U die drie-enige God, Vader en Seun en Heilige Gees, behoort al die lof en die eer en die aanbidding, nou en tot in ewigheid. Ons dank U uit die diepte van ons harte vir die bediening van U lewende woord vandag. Dankie vir die ryk troos en die rigting wat U deur die goeie nuus aan ons gegee het. Ons loof U, Here, vir U volmaakte beplanning oor die skepping en oor elkeen van ons se lewens. Niks gebeur per toeval nie. Voor die grondlegging van die wêreld het U reeds ons paaie geken en U het in U groot wysheid vir ons almal bepaal. Ons dank U vir U getroue daaglikse versorging. U voorsien in elke behoefte van kos op ons tafels tot die asem in ons longe. Selfs in tye van onsekerheid bly U liefde en guns onwankelbaar vas staan. Laat die woord wat ons gehoor het nou vrug dra in ons daaglikse handel en wandel. Gaan self saam met ons in hierdie nuwe week in en hou ons styf vas in U Vader hande. Heer, ons aanbid U omdat U getrouheid tot aan die wolke reik en U goedheid geen einde ken nie. Ons wil U groot maak en U naam besing so lank as wat ons lewe, want U alleen is waardig om die heerlikheid te ontvang. Rig ons blik altyd op U en op niemand anders nie. In die lieflike naam van ons Here Jesus Christus bid ons gebed. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sing saam Psalm 130 vers 3 en vers 4. Dear
Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.